Alright, ons gaan vanoggend so vinnig weer eens deurdraf. Ek wil net gou weer uitvind hoeveel Engelse mense is hier so. Ek weet nie of ons hulle gister weggejaag het met die baie Afrikaans praat nie. We've got some English hands at the back there. So, I've tried to make sure that the slides are in English, which means even if I'm speaking in Afrikaans, you should be able to see the gist of it in English on the slides. But please just wave at me if you want me to repeat something. By all means, we will definitely do that. Aan die einde van vandag se gesels gaan ek vir julle net ons webwerf op die skerm wys sodat julle dit kan sien. Soos wat ons beloof het, wil ons 'n opsomming vir julle deurgee met waaroor ons gepraat het deur die loop van die week. Maar dit is so moeilik om alles wat ons oor praat nou in 'n blaadjie op te som en natuurlik wil mense nou ook nie 'n pak vol uitdrukwerk gee wat nou uitgedruk word en klomp blaaie uitgee nie. So ek herinner julle maar net dat ons webwerf het basies alles wat ons hierdie week oor praat en nog ander inligting is daar, so ek sal dit vir julle wys as ons klaar is met die gesels van vandag en voordat ons klaar afrond. Voordat ons verder gaan, as julle nie omgee nie, ek wil weer eens begin met 'n gebed. Ek weet mense se gedagtes verskil en hulle geloofoortuigings verskil, maar dit is waar my krag lê, so as julle nie omgee nie om julle oë saam met my toe te maak. Dierbare Hemelse Vader, vanoggend terwyl ek hier so staan, wil ek weer eens net sê dankie. Dankie dat ons kan leer oor wat U vir ons beskikbaar maak, maar dankie ook dat ek kan weet dat waar my kennis kort skiet, waar my ondervinding nie genoeg is nie, is dit oukei, want U is die een wat ons liggame aan mekaar gesit het en U ken alles en ons kan as individue na U toe gaan en direk by U ook vir wysheid vra. So Here, wat ons vandag oor gesels, bid ek dat U sal seën en dat U ons sal lei in U waarheid. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Wie van julle geniet dit om met die hand wasgoed te was? Julle sal nie glo nie. Daar is 'n special op die oomblik aan. Ek het gehoor hierso onder by Toyota by die garage is daar 'n special aan. Die Toyota garage doen hulle werk nou met die karre en alles daar, maar daar's 'n special, jy kan jou wasmasjien na hulle toe vat om hom te laat diens. Want dis nou nie hulle algemene veld mos nou nie, maar so jy kry 'n afslag as jy jou wasmasjien soontoe wil vat om hom te laat diens. Is daar enige iemand van julle wat belangstel? Ek kan die nommers net invat vir die wat die wasmasjien wil laat diens by Toyota. Do you want to take your... Nou lag almal, hulle almal lag. Hulle werk mos maar nou spesifiek met die karre, maar hulle sê dat jy kan jou wasmasjien soontoe vat en hulle dien soms met chop, hulle maak 'n klomp goeders reg op die wasmasjien daar. So as hy daar klaar is, dan klink hy soos 'n Ferrari. Wil hom nie die ding. Julle lag. Hoekom wil julle nie julle wasmasjiene vat na Toyota toe nie? Ons wasmasjiene het nie oil change nie. Ons wasmasjiene is nie 'n Hilux. Maar oom, okay, en as die Samsung plek sê hulle sal om se kar dien, sal oom dit doen. Want hulle het nog 'n beter special nog aan as jy jou kar vat om by Samsung te laat diens. Wil julle dit nie doen nie? Tannie, hoekom wil tannie nie tannie se kar laat diens by die yskaswinkel nie? Ek dink nie hulle weet hoe dit is. Hoekom nie tannie? Want hulle is op selfone ingestel, nie op karre nie. Tannie raak nou daar aan 'n punt wat vir ons seker die belangrikste deel is van vandag se hele praatjie. En julle dink nou ek maak klomp grappies, maar daar's 'n rede hoekom ek dit vir julle sê. Ons het 'n neiging om ons liggame te vat na die naaste dokter toe en te vra asseblief dokter, diens hierdie liggaam vir my. Het die dokter daai liggaam geskep? Het hy daai liggaam se ins en outs aan die binnekant aan mekaar gesit? Het hy daai liggaam ontwerp? Nou vanoggend gaan ek vir julle inligting deurgee hierso wat julle gaan verseker hoor wat anderste is as wat ander dokters vir julle gaan sê. En dit is anderste as wat die hospitale vir mense sê en dis anders as wat die eetkundiges vir mense sê. Maar ek wil vir julle net in gedagte los dit net in julle agterkop. Julle hoef my nie te glo nie want ek het ook nie die liggaam geskep nie. Maar hou maar in die agterkop hierso dat geen mens kan ons liggame ken soos die Skepper wat ons aan mekaar gesit het nie. En dit wat ek vir julle vandag hierso gaan gee, gaan ek nou nie, soos wat ons gesê het aan die begin van die week, ons raak maar net aan die geraamte, ons sit nie die volle vleis op nie, want ons het nie tyd om al die detail deur te gaan nie.
Maar dit wat ek vandag vir julle gaan deurgee, is inligting wat ons bymekaar gesit het, soos wat ons Bybelstudies doen en soos wat ons inligting deurgaan oor wat die Here vir ons deurgee oor hoe hy ons liggame aan mekaar gesit het. En dit, glo ek persoonlik, is inligting wat meer vertroubaar is as enige ander expert wat vir ons dinge sê, want hulle weet nie. Soselfde soos wat die Toyota winkel nie regtig weet wat my wasmasjien nodig het nie, en my wasmasjien kan nie gediens word deur Hilux nie, so ook kan ons na mense toe gaan en hulle het kennis, ja, maar hulle weet nie alles nie. Stem ons saam as ons dit so sê. Nou, wat ek vir julle wil deel, gaan ons die wasmasjien bietjie verder gebruik as 'n voorbeeld oor hoe ons hierdie spesifieke aspek van die liggaam 'n bietjie beter kan verstaan. Kom ons kyk of die ding werk. Julle het ook nou 'n wasmasjien daar by die huis. Kom ons begin by die begin. Hoe maak 'n wasmasjien die klere skoon? Wat is die groot dinge wat die wasmasjien doen wat maak dat die klere skoon is as ek dit wil uithaal daar? Dis 'n gewikkel, dis 'n gespoel. Okay, so daar's verskillende elemente, né? En daar's twee hoofdinge wat die wasmasjien doen. Die een kant van dit is 'n meganiese proses met die gewikkel, die saak wat rondebond is en die wrywing wat dit maak tussen die verskillende lae van materiaal. Is ek reg as ek dit sê? So daar's daai meganiese proses en dan is daar die chemiese proses met die waspoeier en met water. Is ek reg? Net as daar nie beerdkrag is. As daar nie beerdkrag is, absoluut reg. As daar nie beerdkrag is nie, dan werk die meganiese deel nie so lekker nie en die chemiese deel werk ook nie so lekker nie, né? Dan werk mens met 'n ander meganiese metode, né? Okay. So ons het 'n wasmasjien wat meganiese en chemiese prosesse daar doen en daar's energie en elektrisiteit nodig om dit te kan bewerkstellig. Stem julle saam, die krag moet aan wees, né? Dit is in 'n opsomming presies hoe die maag werk. As julle by enige iemand wil verstaan hoe werk die maag, if you want to understand the mechanics of the stomach, or if you want to understand how the body is going to process food and digest food, that is in essence exactly how the stomach works. There's a mechanical process, there's a chemical process, and we need energy for all of that to happen. Nou wat gebeur as die energie, as mens die krag kan aansit na die masjien toe, hy kan rondom draai en hy kan die water insit en hy kan die seeplat inspoel en dit is wat alles aan die gang maak nou. Stem julle saam? Julle het al gesien mos nou hoe as mens daai masjien so kyk en jy wens hy werk 'n bietjie vinniger en jy hou hom so 'n bietjie dop, dan sien jy hoe werk hy deur sy siklusse, né? Nou, die vraag wat daarmee gepaard gaan, as ek my wasmasjien of kyk nou hoe die wasmasjien werk, is dit dat daar klomp seep en water inloop en dit stop daar? Nee. Dit loop in en dan begin hy nou draai en hy begin wikkel, né? En is dit al wat hy doen? Hy draai en hy wikkel en hy draai en hy wikkel vir 45 minute en dan stop hy en hy sing sy deentjie. Is dit wat gebeur? Sê weer? Hy laat weer uit, die water kom weer in, hy gaan deur 'n proses, is ek reg? Ja. En daai proses is elke keer dat daar's 'n roetine wat hy volg. Hy's ingeprogrammeer dat hy dit in sekere ordes doen. Dan was hy, dan wikkel hy, dan spoel hy, dan was hy, spoel hy weer. Stem julle saam, né? Nou ons praat nou lank oor die wasmasjien, maar dis presies hoe die maag werk. Die maag is ingeprogrammeer om 'n meganiese proses en 'n chemiese proses deur te werk elke keer as hy kos eet. Nou kom ons kyk gou-gou wat gebeur as ons kos as ons kos in die maag insit. Dis baie soortgelyk soos wanneer ons iets in die wasmasjien insit. Hierdie ding van my wil nie lekker werk nie. Alright. Die proses as ek dit in die wasmasjien doen, is ek gaan my vuil wasgoed insit in die masjien in, dan gaan hy deur sy proses gaan, en dan aan die einde van daai proses moet ek die wasgoed weer uithaal. Is ek reg? As ek 'n toploader masjien het, wie van julle het 'n toploader? Okay, julle is die gelukkiges, jy kan die wasbondel vat na die masjien toe, jy gooi die wasgoed in die masjien, jy start die masjien, en dan as jy in die gang afloop en jy sien die vuil onnies wat uit jou arm uitgeval het, kan jy dit nog gou-gou by die boordeksel gaan insit. Is ek reg? Okay. Die probleem is, nou wil ek nie vooruitspring nie, die probleem is, wat gebeur as daai masjien van my nou al 10 minute of 20 minute aan die gang was, hy het nou al deur 'n paar van sy stappe gewerk, en dan sit ek nog 'n klomp vuil kouse daarin. Wat maak ek dan in die proses?
Ek maak 'n bietjie die storie die mekaar as ek nie mis nie. As hy nou al klaar bietjie, sê maar hy het al 2 keer gewas en hy het nou al 1 keer gespoel en nou kom sit ek weer vuil goed in. Dan mors ek mos die proses op, is dit nie so nie? Hoekom? Want hy's nou al klaar halfpad deur sy proses. En daai proses volg 'n sekere stap of dit volg 'n sekere klomp stappe en ek maak nou weer vuil goed daar in daai mengsel in van goed wat half skoon is. Maak dit sin? Wat gebeur met 'n toploader? Wie het 'n toploader? As jy 'n toploader het en jy sit die startknoppie en jy druk die masjien in, jy sit jou goeders in, die startknoppie, kan jy weer kouse insit nou oor 10 minute. Het julle een van die met die venstertjie in wat jy kan ingooi? Het ek my omgesit. Die frontloader as jy hom start, wat gebeur met hom? Sy deursluit, is ek reg? So as jy hom begin het met hy klaarmaak. OK. As hy deur sy proses gaan, deur sy hele proses, wat is die eindproduk? Wat wil mens eintlik hê op die einde van die dag? As hy masjien sy lang tune sing, jy wil hê alles moet silwer skoon wees. En ons wil niks doen wat dit belemmer dat dit skoon wasgoed is wat uitkom nie. Is ek reg? Kom ek vra nou nog 'n vraag voordat ons aangaan. As ek nou my hele wascycle laat deurgaan het, hy het sy hele storie gedoen en hy sing tin 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 tin, daai sing hy sy liedjie en ek maak die deur oop en ek druk die nog volgende load van vuil wasgoed in. En ek wil hom weer start. Hoe gaan dit werk? Wat is missing? Wat het vergeet? Sê weer? Maar oom, ek het nie nou baie tyd vir die storie nie. So ek moet net gou-gou, ek is nou in 'n hardloop, so daai okay, nou klaar, daai ander is skoon gewas. Ek gaan net gou-gou die nuwe load net indruk en weer start knop. Maar hoekom nie oom? Dit kan ons maar net alles weer saam was, is dit nie? Dit maak die skoon is vuil. Dit maak die skoon is vuil, daar's nie meer plek nie. OK, so julle verstaan daar's 'n paar meganiese prosesse wat die mekaar kan raak as mens nie die ding doen soos wat die user manual sê nie, né? Alright. Nou wil ek julle met daai selfde gedagte oorvat na die maag toe en ons gaan gou so 'n bietjie dink aan hoe werk die maag. Is daar 'n plek wat jy ietsie kan insit in die maag? Jy kan goed bo insit, is ek reg? OK. As ek goeders insit in die maag, is die maag se kapasiteit soos 'n bottomless pit of is dit uit 'n sekere kapasiteit? Alright, presies dieselfde soos 'n wasmasjien. Die wasmasjien se boekie sê vir jou 7 kg, 9 kg, wat ook al, né? Jou maag het 'n kapasiteit. So nou sit jy goeders in die maag in. Nou wil ek julle gou-gou deur 'n gedagte vat. Julle kan nou saam met my net dink aan hoe dit oor die algemeen werk. In die oggend as ek my oë oopmaak, dan drink ek my eerste koppie koffie en ek eet beskuit saam met dit. Dit is nou 6 uur want ek het dalk 'n bietjie vroeg wakker geword. So ek drink my koffie en my beskuit. Dan doen ek gou 'n paar goeders in die huis. 7 uur, dan gaan ek nou ontbyt eet. Dan eet ek my 2 Weet-Bix en ek eet dalk 'n vruggie want ek wil graag gesond wees en ek eet nou my kos, my Weet-Bix. OK. Dan 9 uur, dan as ek lus vir ietsie of ek het 'n afspraak met iemand dat ek gou-gou weer mee gaan koffie drink. So dan gaan drink ons koffie en ons eet 'n snytjie koek saam met dit of miskien is ek nou nie koek nie, ek wil gesond wees eintlik, so dan eet ek nou nie koek nie, dan eet ek nou saam met haar miskien 'n lekker wortelkoek of 'n gesonde muffin of ietsie soos dit. OK. Dan kom ek by die huis, dis nou 11 uur, maar nou wil ek gou-gou aan die gang kom. Ja, maar nou as ek lus vir ietsie. Ek gaan nou gou middagete voorberei. Maar terwyl ek die middagete voorberei, dan hap ek so bietjies, so ek eet so lank bietjie van die slaai se goeders en dit sit cherries en tomaties in my mond en ek kou aan die komkommers soos ek die slaai maak. Dan kom die mense nou so, hulle kom 12 uur by my huis aan. 12 uur dan eet ek saam met hulle nou middagete. Ons sit nou by die tafel, ons eet die volle middagete. Dis nou mos niks snaaks wat ek nou verduidelik nie. Dis mos 'n algemene roetine, is dit nie? 12 uur eet ons 'n vol middagete. Alright. Lekker al ons kossies. Dan pak ons nou alles op, ons het nou klaar daai middagete geëet en dan het ek die middag 'n afspraak, iemand kom by my huis gou inloer, so ons drink 'n koppie koffie of 'n teetjie of iets soos dit en koekies saam met dit. En dan 4 uur se kant begin ek aandete voorberei want ek wil nie te laat eet nie, ek wil gesond eet, so ek wil nie te laat eet nie. So 4 uur dan as ek begin dan maak ek aandete. So terwyl ek aandete maak, proe ek aan die goedjies en ek sit nog van daai goedjies in my mond. En dan 6 uur, ons wil nie baie laat eet nie, ons is baie gesond. So 6 uur, dan sit ons en ons eet ons vol bord kos 6 uur.
6 uur as ons klaar geëet het, pak ons alles op en so aan, dan ruim ons alles op en as ek in die bed klim, 9 uur, want ek is baie gesondheidsbewus, so 9 uur, as ek in die bed inklim, dan eet ek net, daar's net so pakkie Marie biscuits of lemon creams in my bedkassie, dan eet ek dit terwyl ek in die bed is. Dan gaan jy nie so lyk. Nou ek, gewoonlik dan julle moet my nou verskoon, maar ek lees nou maar my gehoor soos wat ek gaan. Hoe langer ek praat as ek dit verduidelik, hoe meer raak die giggel raak so, so ek gaan nou 'n moeilike vraag vra. Wie van julle klink asof dit bekend klink, ten minste? Iewers is daar nog 'n middagete se pudding ook nog tussenin. En 'n bietjie wyn en so gaan dit aan. Alright. Om 'n lang storie te probeer kort hou. Die maag werk presies soos 'n wasmasjien. Nou gaan ek gou-gou vir julle net so kortliks opsom presies hoe die maag se werking regtig is. As ek begin eet, as ek enige iets begin eet, as ek dit in my mond insit, julle sal nie glo nie, die Here het dit so ongelooflik gemaak. In my mond is daar klein sensors, chemiese sensors en klein sensortjies wat letterlik analiseer wat in my mond ingaan. There's a chemical analysis that takes place in my mouth already. En hierdie klein sensortjies doen 'n analise en bepaal daar's soveel proteïene, daar's soveel koolhidrate, daar's dit van daai, daar's hierdie tipe van goeders. Dan is daar van die vertering wat in my mond begin, maar soos wat my mond al hierdie goeders analiseer, is daar 'n proses van boodskapies. Deur die senuweestelsel, deur die hormoonstelsel is daar boodskapies wat na my maag toe gaan. Teen die tyd as ek daai mondkos klaar gekou het en dit ingesluk het, dan is my maag al voorberei met presies die regte chemiese stowwe wat nodig is om daai spesifieke happie kos se vertering te doen. Is dit nie ongelooflik nie? So word my maag dan nou voorberei. Nou, ek weet nie wie van julle dit in die skool gehoor nie. Ons het altyd gehoor jy het maagsuur. Julle het al daai term gehoor. Klink dit vir julle ook soos asof dit net een ding is? Dis soos washing powder, dis net een iets. Dit klink so, né? Maagsuur is een komponent, maar boonbehalwe maagsuur is daar verskillende chemiese stowwe, verskillende ensimes vir verskeidenhede van kosse. En dit is waar daai kommunikasie tussen die mond en die maag so plaasvind. Die mond analiseer sodat presies die regte ensimes, die regte hoeveelheid sure, die regte tipe sure afgeskei kan word in my maag om daai spesifieke ete te verteer. Amper sê ek nou te was, want dit is So in plaas van waar ek in my wasmasjien net een hoopie van waspoeier insit en hy was maar al die tipes wasgoed, so is hierdie nie net 'n wasmasjien nie, dit is 'n smart wasmasjien, soos wat jy 'n smartphone kry, dit is 'n smart washing machine. My maag analiseer hierdie kos, my mond analiseer hierdie kos, die goed gaan nou af soos wat ek dit insluk. Maar nou, as ek nou daai kos gekou het en ek het nou my hele ete klaar geëet, nou is daai ete in my maag. As ek daai ete se kos in my maag het ek die kapasiteit van my maag opgebruik. Is dit nie waar nie? As ek 'n vol ete geëet het, is my maag mos nou vol. Nou begin my maag, en weer eens mens dink daaraan, dat dit is maar net 'n proses wat maar net aangaan en aangaan. Ons dink aan ons maag soos 'n wasmasjien wat heeldag net draai en draai en draai en draai en draai. Is dit nie so nie? Maar die maag is 'n smart washing machine. Hy werk met 'n verteringsproses wat letterlik stap vir stap verskillende dinge doen. Daar's sekere goeders wat eers afgebreek word, dan word hierdie proteïene afgebreek, dan word daai ding uitmekaar uitgehaal om elke stukkie kos uitmekaar uit te kan haal totdat dit in die kleinste, fynste moontlike vorm is. Nou wie van julle kan, as ons nou 'n drip opsit vir iemand, wie van julle het al 'n drip gehad? Amper almal seker, né? As ek 'n drip het, kan ek 'n bietjie wortelkoek reguit in die aar inspuit. Gaan 'n skaapbout in tannie. Ons lag, maar ons vergeet dat dit wat op die einde van die dag in my bloed moet inkom. Vir die van julle wat gister hier so was, julle sal onthou dat wat ek op die einde van die dag wil hê, is dat daai nutriënte moet in my bloed kom. Is dit nie waar nie? Maar daai nutriënte kan nie in die vorm in my bloed inkom wat dit in my maag ingaan nie.
Soos net soveel as wat ek nie wortelkoek of 'n skaapbout of iets soos dit in die aar kan inspuit in 'n drip in nie, so ook moet my maag die kos prosesseer totdat dit letterlik fyn genoeg is om in my are in te gaan. Maak dit sin? So daar moes so 'n ongelooflike proses deurgaan deur daai kos om alles uitmekaar uit te haal, om die chemiese prosesse daar te doen. En dit is nie iets wat net gebeur, sommer net heeldag daar draai die maag en hy maak net nie. Dis is 'n stapgewyse proses wat in 'n sekere orde gebeur. So nou kom ons dink weer terug aan ons roetine. As ek in die oggend daai ete eet, of kom ons dink maar aan ontbyt. As ek nou die ontbytkos in my maag insit, dan gaan my maag deur daai proses. Daar's 'n klomp prosesse wat deurgaan, daar's chemikalieë wat afgeskei word, daar's ensieme wat afgeskei word. En dit is 'n proses wat eintlik streng gesproke heeltemal moet klaarmaak en die maag moet leegkom voordat ek die volgende ete insit. Kom ons kyk na hierdie voorbeeld van hierdie prentjie. Ek gee nou vir julle hierdie voorbeeld, maar ons kyk of dit sal werk. Hier gaan ek die kos insit by die slukpyp. Is ek reg? My maag is 'n sakkie. Is letterlik 'n sakkie. Soos wat die wasmasjien 'n drom het wat jy vol maak, so is my maag 'n sakkie. Nou wil ek gou-gou hê, ons moet net 'n oomblik aandag gee aan hierdie onderste deel. Heel hier aan die onderkant van die maag is daar 'n klep. Julle weet wat is 'n klep, né? Daai klep het letterlik, dis 'n spier wat toetrek. Hulle noem dit 'n valve, maar dis 'n hele spierareakie wat daar heeltemal toetrek om daai storie toe te hou. Wie van julle gooi wasgoed in die wasmasjien en dan val dit onderuit iewers? Dit val nie uit nie, net dit word in daai kapasiteit gehou. Nou met 'n wasmasjien waar jy dit insit is dieselfde plek waar jy dit uithaal, maar in die maag gaan hy goed inbo en hy word toegehou sodat dit in daai maagsakkie kan bly en dan is daar 'n klep aan die onderkant. Hoekom is daai klep daar? Hoekom moet hy toe bly? Dit moet nie deurval. Dit moet nie deurval nie. Hoekom nie, oom? Wat sal gebeur as dit net reguit deurgaan? Want jy gaan geen voedingsstowwe hê wat in die brein en die bloed gaan. Absoluut. So is ons almal bymekaar, ons almal is op dieselfde bladsy, dat die goed moet eers in die maagsakkie gehou word, want daar is 'n verteringsproses wat daar moet klaarmaak voordat dit kan deurgaan. Ons is almal bymekaar, né? Nou om te beklemtoon ook, daar is 'n paar goeders wat in die mond al geabsorbeer word, en daar's 'n paar goeders wat in die maag geabsorbeer word, maar vir die groot oormeerderheid is hierdie maagsakkie se funksie is om dinge af te breek, nie om absorpsie te doen nie. Absorpsie gebeur hoofsaaklik onder in die darmes. Maak dit sin? So die groot doel wat ek wil bereik met iets in die maag insit, is om vertering te doen. Die verteringsproses is waar dit uitmekaar uitgehaal word, en dit moet 'n lekker sagte soppie wees. Dit moet 'n smoothie wees, sodat daar nie meer groot stukke kos is wat afgaan na die darmes toe. En dan, as dit deurgaan, wanneer dit onderkom in die darmes, daai smoothie wat al die kosstukkies nou al fyn gemaak het, dan kan dit inabsorbeer in die bloedstroom in. Maak dit sin? Maar nou terwyl dit hier in die maag is, wat is die implikasie? Die implikasie is dat wat ek in die maag insit, moet dan daar verteer word, en ek moet die maag op so 'n manier respekteer dat die verteringsproses volledig kan gebeur daar. Nou kom ons vra onsself af, as ek 'n ete nou geëet het, hoe lank het die maag tyd nodig om daai ete mooi af te breek? Het enige van julle 'n idee presies hoeveel, wel, nie presies nie, dit is min of meer, maar min of meer hoe lank het die maag nodig om 'n ontbytete af te breek? Ek hoor 3 ure, ander voorstelle 5 ure. Hang dit af? Hang dit af van wat in die maag is? Ja, dit is. Okay, watter tipe van kosse word vinniger afgebreek? Sê weer? Suiker kan vinnig afbreek, afhangende van wat saam met hom is, ja? Vrugte word vinnig verteer, wat nog? Dit is al sagte kos. Sagte kosse, Weet-Bix, alright. Dis eintlik 'n moeilike vraag, wat word vinnig verteer, want dit hang altyd af van wat saam met dit is. Kom ons vra, wat is die goeders wat baie lank vat om te verteer? Vleis vat lank. Hoe lank vat vleis, min of meer? Daar is studies gedoen. Nou, ek gaan vir julle twee kante sê, daar is studies gedoen, maar ek gaan ook vir julle sê wat ek persoonlik self ervaar het. Daar is studies wat hulle byvoorbeeld vir iemand kos gee om te eet, en hulle gee vir mense verskillende etes, en dan doen hulle skandering. Hulle doen wat hulle noem 'n maag, 'n barium enema, 'n barium scan, waar hulle letterlik met 'n spesiale ekstra met kleurstof kan hulle sien of die maag nog vol is en of hy leeg gemaak het. En dan is daar natuurlik die toetse wat ons doen, wat ons gastroskopies doen. Ek het in die gastroskopies saam met verskillende dokters gewerk waar ons die kamera in die maag insit.
En ek moet vir julle eerlikwaar sê, dit is nogal 'n ervaring om 'n gastroskopie in te sit in iemand se maag wat die vorige middag laas geëet het, en as jy die gastroskopie die volgende oggend doen, dan kry jy nog daai kos van die vorige dag in die maag. Weet julle hoe ruik dit? Baie lekker. Baie lekker. Dis baie lekker. Die probleem is, wanneer mense hulle wasmasjien vat na Toyota toe om dit te laat diens, partykeer kry hulle verkeerde inligting oor hoe om daai wasmasjien op te pas. En so ook is daar valse inligting beskikbaar oor wat ons moet eet wat gesond is en wanneer ons dit moet eet. En ongelukkig is al daai goeders goed wat partykeer 'n groot moerakas kan maak. So ek gaan terugkom na dit toe, maar om die punt te maak, as hulle daai toetse doen, kan hulle vinnig analiseer wat se kosse verteer vinnig en wat verteer baie stadig. En sonder uitsluiting is vleis een van die goeders wat die langste vat om te verteer. Daar is sekere toetse wat bewys dat vleis tot 12 ure in die maag kan lê wat dit nog nie afgebreek is nie. Okay? Wat is daar nog wat baie lank vat om te verteer? Vleis is een van die langstes. Kaas is een van die party studies wys dat kaas langer vat as vleis. So kaas ook tussen 6 na 12 ure kan kaas in die maag gehou word. Wat gebeur as ek iets wat lekker vinnig verteer en iets wat baie lank vat om te verteer, as ek dit gelyk in dieselfde ete in my maag insit? Sê maar ek eet nou 'n stukkie vleis met 'n lekker slaai met tomatie en komkommer en goeders wat vinnig verteer. Wat gebeur met dit? Maak diferensieer seker. Hy moet kan onderskei. Okay, hy moet kan onderskei, maar nou is die vraag, hier is hierdie klep aan die onderkant wat toe is. Kan daai klep oopmaak en net die komkommer op een slag uitlaat? Inteendeel, wat gebeur is, hierdie klep maak van tyd tot tyd klein bietjies oop. Dan is daar klein wat hulle noem samples. Julle weet wat is 'n sampeltjie? 'n Sampeltjie is daai goed wat jy by die winkel kan toets, maar nie mag koop nie. Daai klein sampeltjie, daai klep maak oop en dan gaan daar net sulke bietjies kos uit. En dan is daar nog verder, soos wat ons gepraat het van die sensors wat in die mond die goed analiseer, is daar sensors net hier so in die eerste deel van die darm wat ook 'n analise doen. En daai klein sensors kan analiseer om te kyk, is die kos fyn genoeg afgebreek of is daar nog groot stukke kos. As daai sensortjies optel dat daar nog groot stukke kos is wat nog nie klaar verteer het nie, dan word die boodskap teruggegee vir hierdie klep om toe te bly. So wat gebeur? Bietjies vir bietjies word die kos getoets en dit word deeltyd opgetel, nee, daar's nog kos wat nog nie verteer het nie, so daai klep bly toe en die kos word langer in die maag gehou. Die hele mengsel van wat ook al in daai ete is, word langer teruggehou in die maag in. Wat is die implikasie van dit? Wat gebeur as ons 'n appel het wat baie ryp is, of 'n piesang wat baie ryp is, en ons los hom op die toonbank in die kombuis? Hy gis naderhand, hy word naderhand so 'n bietjie vrot. Jou maagse temperatuur, veral as daar vertering is wat plaasvind, is tot 39-40 grade Celsius daar binne. Hoe gou gaan goeders af teen daai temperatuur? Blitsvinnig. Blits vinnig. Met die gevolg, om 'n lang storie weer eens te probeer kort hou, as my maag 'n ete in het wat lank vat om te verteer en daai klep bly toe en daai kleppie bly toe en daai kos word teruggehou in die maag, is een van die grootste goeders wat gebeur dat daai hele mengsel begin fermenteer en vrot raak voordat die klep oopmaak en dit gaan af na my darmes toe. Wie van julle geniet die idee daarvan dat daar vrot kos in jou maag sit? Nie een hand nie, enige iemand. Vrot kos, lekker? Ek weet nie van julle nie. Hoe sê oom? Hulle veg daar binne in jou maag, daai klop kos. Hoe weet oom dat hulle veg? Ek voel dit. Yes. Okay. Sê, oom voel en oom hoor dit. Oom raak aan 'n baie belangrike punt. Mense kom na ons en dan vra hulle vir my, ek het altyd winde, ek verstaan nie hoekom die winde nie uitlos nie. Ek het gereeld krampe, ek verstaan nie hoekom dit nie weggaan nie. Dan vra hulle vir ons, ek sit heeltyd op, my maag is heeltyd opgeblaas, ek weet nie hoe om dit weg te kry nie, dis nou al waantoe. Ek persoonlik het met my maag wat so opgeset was ek by toetse gewees, ek het 'n gastroskopie gehad, ek het 'n CT scan gehad, eventually niemand kon vir my sê wat aangaan nie. Totdat ek die dag die storie gehoor het, en ek tog by myself, my krisis. Maar dan sit mos 'n klomp vrotkos in my maag. En ons het 'n paar veranderinge gemaak en dit was nie 'n paar weke nie, toe is die hele storie opgelos. Die volgende ding wat gebeur, ons het nou gesê as die kos lank daar bly, dan is daar 'n vrotproses wat daar aan die gang gaan, né? Maar nou is die volgende vraag, dis 'n wasmasjien.
Hierdie klep het nou toegebly so lank as wat hy kan, om hierdie goed so lank as moontlik daar te hou, want dit moet nog verteer, né? Maar intussen weet ek van nigter nie, so ek sit die volgende ete weer by, is dit nie so nie? En dan, 3 ure later, dan is daai kosmengsel nog steeds vrot, want onthou die nuwe ete se kos het nou bygegaan, so nou is daar weer groot stukke, so daai klep het nog meer motivering om toe te bly, is ek reg? So nou is die eerste ete wat half verteer het, was nou daar gewees, toe kom die tweede ete daar, intussen het ek nog die cherry tomaties ingesit, en ek het nog aan ietsie gesnack. Is dit nou 'n gesonde mengsel daar binne, of is dit nou 'n vrotspilletjie? Julle vang die punt wat ek maak, né? Ok, nou kan hierdie maag rek en rek en rek. As ek die derde lading van wasgoed in die wasmasjien sit sonder om die oues uit te haal, gaan hy op die einde van die dag vol wees, is ek reg? So die klep op die einde van die dag kan nie langer toebly nie. Hy moet uiteindelik oopmaak want daar is net te veel goed nou in die maag, is ek reg? Nou maak hy klep oop en die hele maag se spulletjie gaan nou deur na die darmes toe. Nou wat is nou in daai spulletjie? Daar's die eerste ete wat al begin vrot het. Daar's die tweede of die derde ete en die snacks tussenin wat nie klaar verteer het nie, wat groot stukke goeders is. So dis 'n mengsel van goed wat nou al toksies geraak het, sowel as onverteerde kosse wat dan deur gaan darmes toe. Those of you who are English at the back, are you following still as we're going? You've got this mixture in the stomach of half-digested food, partially fermented food, and that eventually goes down into the intestines. Klink dit soos 'n goeie plan? Wat gebeur in die darmes? As daai mengsel deurgaan, wat gebeur op die einde van die dag in die darmes? Ek hoor iets van krampe. Daar's 'n verswakking, voorstel. Enige ander gedagtes? Pyne, ongemak, winde. Ok, kom ons vra 2 belangrike vrae. As ek 'n mengsel het wat al vrot is, wat gegis het, wat nou al alkohol gevorm het. Ek weet nie of enige van julle besluit het julle wil nie drink nie. Die van julle wat sê julle drink glad nie. 'n Mens kan letterlik 'n brouery maak in jou maag. So jy kan jou eie alkohol formeer in jou maag en meeste van ons wat nie drink nie, maar wat nie die maag reg hanteer nie, ons drink eintlik gereeld alkohol want dit vorm alkohol in die maag. Met dit gesê, wat gebeur as daai mengsel wat nou vrotterig is en vol alkohol is, deurgaan in die darmes toe? Stem julle saam dat dit doen skade in die darmes? Dit is hipertoksies. Dit brand die vliesies, die slijmvliesies aan die binnekant van die darmes, brand dit. Gebeur dit net 1 keer elke nou en dan, of kan dit gereeld gebeur as dit my algemene roetine is? Weet julle hoe lyk die binnekant van darmes? As dit 'n algemene roetine is, as iemand op die punt kom wat hy simptome het, wat hy aanhoudend opgeblaas is, wat hy aanhoudend krampe het, wat hy aanhoudend seer het, gewoonlik is daai darmes aan die binnekant rou, soos 'n teerwond wat aan die binnekant sit. Die tweede vraag is, as dit die mengsel is wat van my maag af deurgegaan het na my darmes toe, hoe beskikbaar is daai vitamiene vir absorpsie? Hoe beskikbaar is daai proteïene vir absorpsie? Hoe beskikbaar is daai minerale om reg geabsorbeer te word in my bloedstroom in? Alright, so dan kom dit by die finale vraag. As daai persoon nou al hierdie probleme het met sy maag en hy kry nou bloedtoetse se uitslae wat sê dat hy 'n tekort aan die vitamien en 'n tekort aan daai vitamien en daar's klomp tekorte. Die oplossing is vir hom nog vitamiene aanvullings te gee, is ek reg? Sien julle die uitdaging? As ek nou vir daai persoon vitamien aanvullings gee en dit is daai vitamien aanvullings gaan deur daai selfde maag wat nie reg verteer nie en darmes wat vol inflammasie is, gaan dit reg absorbeer. Mense spandeer en verloor duisende rande se geld. Duisende rande se geld deur om aanvullings in te neem, terwyl die probleem nie is dat daar nie genoeg vitamiene in die maag inkom nie. Die probleem lê by die feit dat daai vitamiene net eenvoudig nie beskikbaar is vir absorpsie nie. So die kort en die lank van dit is dan, wat is die oplossing? Enige voorstelle volgens wat ons nou verduidelik het, wat is die oplossing om hierdie storie uit te sorteer? Eetjies eet jy en kyk dat daar sekere ooptyd tussen jou eerste ete en jou tweede ete is. So Tannie, ek neem aan Tannie werk vir Samsung, nê? Want wat Tannie nou vir my verduidelik is maar net hoe 'n mens jou wasmasjien oppas. Die goue reël is, as jy die wasgoed ingegooi het,
wag vir die masjien om klaar te was voordat jy die volgende load insit. Dit is die eenvoudige antwoord. Die volgende goue reël is, jy soek altyd 'n frontloader, nie 'n toploader nie. As jy 'n frontloader het, dan sluit die deur, dan kan jy niks tussenin insit nie. So dit is die ideaal. Ons gaan nou by daai na kom, want dit is 'n baie belangrike vraag. So die eerste klem wat ek wil lê op dit is, as mens jou maag wil hanteer op 'n manier, sodat die kos ingaan in 'n vars toestand, en by die darmes uitkom in 'n vars toestand, dan moet jy daai maag gun om sy siklus deur te gaan, sonder dat jy hom in die rede val. Dit is van kardinale belang. Wat jy insit bo, moet klaar verteer, daai maag moet leegmaak, daai onderste kleppie, op hierdie foto sit hy nou daarso, daai onderste kleppie moet kans kry om oop te maak en die maag moet leegmaak, voordat jy die volgende lading insit. Maar dan moet die moederbrein mos nou heers oor die totale brein hierso, wat die limbiese brein, hè? Aha. Ja, dit is wat jy vir ons die eerste dag geleer het. Dan moet hy Absoluut. heers oor hierdie ene in, as hy luister, ja. Absoluut. En Tannie, dis is hoekom ons eers oor die frontale lob praat, voordat ons oor die maag praat. Want dit is presies soos wat hy net daarso sê, die uitdaging is, dat hierbo is nie 'n kleppie nie. My maag is nie 'n frontloader wat die deur sluit nie, so omdat daai deur oop bly, is dit so maklik om net een ding na die ander in te sit. En terwyl ek kos maak, sit ek iets in, en as ek by iemand anders se huis inloop en hulle sê vir my, hoorie proe bietjie hierso, dan sit ek weer iets in. En terwyl ek besig is met my studies, of ek is op my foon, of ek kyk in die aand 'n program op die TV, so gaan die goedjies maar net in en in en in. Nou wil ek gou vir julle vra, kan ek julle in die rede val en vra dat julle almal net gou opstaan? Ons gaan niks vreeslik snaaks doen nie. So ons gaan net so bietjie, ons het nog seker so, ek weet nie hoeveel tyd het ons nog oor, ons het nog so, dis 10 voor, ons het baie min tyd. Alright, ons gaan die laaste 10 minute gaan ons op en af loop terwyl ons klaar praat. So julle kan aanhou loop terwyl ons nou praat. Maar kom ons luister nou net verder na die res van die lesing. As ons nou, eintlik ons het nog so 'n halfuur wat ons gaan, ons kan maar nog so 'n bietjie trap, né? Hoekom lag julle? Julle kan nie so sê nie. Ons gaan net 'n bietjie stap en ek teendeel, ons het nog 'n uur of so wat ons kan loop, né? Ons kan maar aanhou loop. Wie van julle sal okay wees as ons vir die volgende uur so op en af trap? Ek sien 'n paar hande. Okay, julle kan maar sit voordat ek iemand kry wat my gooi met iets. Ek weet dit klink nou soos 'n snaakse ding om vir julle voor te stel, maar wie van julle sal van hier af saam met my loop as ons nou Kaap toe moet loop? Tannie, hoekom sal dit 'n probleem wees? Hoekom is dit te ver? Wat sal gebeur as Tannie probeer loop? Wat sal gebeur wat nou die roete kort knip? Mens gaan moeg word? Hoekom? Maar daar's nie energie nie, alright, so dit 'n load shedding probleem. Ek kan vir Tannie beloof, ek gaan ook nie by die Kaap uitkom nie, maar okay. Hierdie maag, wat is dit wat ons gesê het wat die twee prosesse is wat hy gebruik om kosse te verteer? Ons het gepraat van 'n chemiese proses en 'n meganiese proses. Wat gebruik hy om die meganiese proses te doen? Beweging. Wat is nodig vir beweging? Energie en spiere. Spiere, daar's 4 lae spiere wat die maag se wand vorm. En daai spiere maak letterlik, dit druk en dit druk en dit druk en dit druk. So ons dink nou aan 'n wasmasjien wat net draai en draai. Hierdie maag is nie sommer net 'n gewone wasmasjien nie. Ons het gesê dis 'n smart washing machine. Hy squash en hy squeeze en hy squash en hy squeeze met spiere. Wie van julle sal beenspiere hê wat sal kan aangaan en loop vir die hele dag lank? Maar ons verwag ons maag moet dit doen. Is dit nie so nie? Wat gebeur as my spiere moeg raak? Wie van julle het al baie ver gestap en op die punt gekom waar daai spiere net sê ek kan nie meer nie? Het julle al so? Hulle raak styf. Wat gebeur as mens nou nog verder moet deurdruk? Jy probeer by die huis uitkom, jy kom nie by die huis uit nie, jy spiere is al seer. Hulle raak seer en die nog verdere stap. Hulle raak soos jelly.
Oom, ek het marathonne gehardloop, hulle het my noodgedwonge laat hardloop in die skool, en ek onthou daai jelly gevoel so goed. As jy daar voel, dit wat dit vir jou voel, jy kan letterlik nie meer staan nie. Het jy daai gevoel in gedagte? Wat gebeur met die maagspiere, as hulle teen 5 ure nog steeds verwag word om vol kontraksies te maak? Wat gebeur met die maagspiere? Hulle maak letterlik net so. In plaas van om te druk en te druk en te druk, min of meer 4 ure. En julle kan hierdie nommer in julle gedagtes hou, ons het dit op die opsomming daar, hierdie is almal op ons webwerf. Min of meer vir 4 ure kan die maag vol spierkontraksies doen as hy goed gerus het voor die tyd. Alright? Hou dit in gedagte. Maar sê maar nou byvoorbeeld my maag het nou vanoggend gewerk en ek het hom weer lunchtyd laat werk en ek het snacks tussenin geëet en weer gepesel. Wat gebeur teen die aand met daai spiere? Hulle maak net so. Hulle kan eenvoudig nie meer kontraksies doen nie. En wanneer eet ons hoofete gewoonlik? So, stem julle saam met my, sonder om nou te veel doekies om te draai. As my maagspiere die heel dag lank moeg geraak het en ek sit my hoofete met 'n stukkie vleis in die aand in my maag, wat gebeur met daai kos? Wat is die kans dat daai kos ordentlik gaan verteer en ek goeie absorpsie gaan kry uit daai ete uit? Dis 'n ronde 0. Wat is die kans dat daai kos in my maag gaan vrot voordat dit by die darmes ingaan? 100%. Wat is die kans dat ek moeilike slaappatrone gaan hê, dat ek in die middel van die nag gaan wakker word, dat my lewer wat toksines probeer uitsorteer my in die oggendure gaan wakker maak en ek kan nie lekker slaap nie? Dis 'n hoë kans. Sien julle hoe al hierdie verskillende goeders by mekaar inpas? Die maag is die kern van gesondheid. En soveel as wat ons daai Nieuwstaat beginsels almal wil toepas, is die voedingsstowwe en die maag is letterlik die kernpunt van die hele storie, want dit affekteer alles anderste. Ons het gesê die lewe is in die bloed, onthou julle dit? My bloed kan nie gesond wees as dit wat ek in my maag insit in 'n gifstof verander voordat dit geabsorbeer word nie. En dit is iets wat ons in gedagte moet hou. As daai kos in die maag begin vrot het en dan darmes toe gaan, dis nie net die skade wat dit doen in die darmes nie, maar wat word dan geabsorbeer in my bloed in? Toksiese stof, gifstowwe. Dit is deel van hoekom ons soveel probleme het met bloeddruk, met cholesterol, met suikersiekte, met al hierdie goeders. Dis nie net omdat ons te veel suiker eet nie, dit is ook wat ons eet, wanneer ons eet. Want as alles wat ek geëet het toksies word, vrot word voordat dit geabsorbeer word, kan my bloed nie suiwer wees nie, dis onmoontlik. Maak dit sin? Kan julle sien hoe hierdie eenvoudige beginsel op die fondasie lê van soveel verskillende siektes en gesondheidsprobleme? Alright, kom ons kom na die praktiese kant toe. Min of meer 4 ure is die maksimum wat my maagkontraksies effektief kan werk. Dan is daar 'n bietjie van 'n speling dat ek miskien my maag kan nog aan die gang hê tot 5 ure, min of meer. 5 ure is die absolute uiterste. As daar kos in my maag is wat nog nie verteer het na 5 ure nie, dan begin daai kontraksies oneffektief raak. Die sure is ook teen daai tyd al uit, daar's nie genoeg sure om uit te skei nie, dan is die chemiese en die meganiese kant nie meer goed genoeg nie, en dan kan die maag verder as dit nie reg verteer nie. Watter tipe eetes is daar wat binne 4 tot 5 ure volledig verteer? Dit is eintlik maar net plantgebaseerde eetes wat volledig verteer. As daar suiwelprodukte in 'n ete is, as daar vleisprodukte in 'n ete is, dan sal dit nie teen 5 ure klaar verteer wees nie. So dis een van die redes hoekom ons, ek glo, soveel sukses ervaar met die pasiënte wat ons op 'n plante dieet sit, is dat hierdie proses baie eenvoudiger word, want die kans dat die kos lank vat om te verteer is basies uitgeskakel as ons op 'n plante dieet is. Die volgende ding om van kennis te neem is, as ek my maag nou laat werk het, daai wasmasjien het nou gewerk vir sy 5 ure siklus en hy het leeg gemaak en is 'n goeie vars ete wat leeg gemaak het in die darmes in. Is dit 'n wenresep? Dis ideaal, as ek reg as ek dit sê, want dan sit vars kos in die darmes, daar's geen fermentasie, daar's niks wat gevrot het nie, so ek het vars nutriënte wat kan absorbeer. Daar's niks wat die maagwand irriteer nie, daar's niks wat die darmes irriteer nie, so inflammasie is nie 'n probleem nie. Maak dit sin? Maar die volgende ding wat ek in gedagte moet hou is, daai maagspier het nou gewerk vir sy 5 ure. Die ideaal is dat hy 'n klein rusperiode ook het, waar die maag heeltemal leeg is. En dit is waar die kerngedagte weer terugkom is, as ek voel dat ek is honger,
is dit die ideale tyd om nog so 'n bietjie te wag. Die oomblik as ek voel, maar ek is nou regtig honger, dan moet ek daai frontale lob van my gebruik en sê, okay, kom ons tel die etes, ek het ontbyt 8 uur klaar gemaak, so teen 8 uur, en dit is wanneer ek die startknoppie druk. Ek leer dit vir my kinders, ons druk die startknoppie van die masjien as ons opstaan van die tafel af. As ek my laaste happie gevat het, maak dit sin? Want dan het hy nog die laaste groot kos wat nou ingaan. So as ek klaar my ete geëet het, ek stel my bord op en vat hom na die wasbak toe, dan druk ek my startknoppie. Sê maar ek het 8 uur in die oggend klaar geëet. 9 uur, 10 uur, 11 uur, 12 uur, 1 uur behoort daai ete klaar te gefeteer het. As ek 'n goeie ete geëet het wat lekker vol nutriënte is, min of meer 5 ure. En die ideaal is dat ek dan ten minste nog 'n halfuurtjie wag voordat ek die volgende etes insit, sodat daai maagspiere net so bietjie kan rus. Wanneer hardloop ons spiere die beste? Nadat ons 'n maraton gehardloop het of nadat ons 'n goeie nag se rus gehad het? Die spiere werk die beste na 'n rusperiode, né? So as ek 'n spier gehad het of my maagspiere gehad het wat vir 'n paar ure gewerk het, wil ek 'n rusperiode gee en dan my volgende ete eet. Tussen daai tyd, in die tussentyd tussen die twee etes, wil ek daai wasmasjien se deur gesluit hou. En as ons dit vir onsself kan sê, as ek vir myself met my frontale lob kan sê, ek het nou besig, ek is nou 'n slaai besig om te maak, hier is lekker neute, hier is lekker cherry tomaties, ek gaan dit nie in my mond insit nie, my wasmasjien se deur is toe. Sal julle daai rympie onthou? Volgende keer as julle etes voorberei, as julle sien dit is nou 10 uur tussen ontbyt en middagete, herinner maar net vir jouself en dink vir jouself, wil ek regtig nou iets hierso insit wat hierdie hele storie, hierdie siklus gaan opmors? En die maklikste antwoord is, my wasmasjien se deur is toe, ek gaan nou die volgende lading insit of die volgende bondel wasgoed insit. Maak dit sin? As mense hierdie kernbeginsel toepas en ek gaan afeindig met dit. Ek wil vir julle een kort getuienis deel. Ek het 'n pasiënt gehad wat my gekontak het. Hy was ongelooflik siek geweest. Hy was in nierversaking geweest. Hy het suikersiekte en sy suikersiekte was so sleg beheerd geweest dat hy vir my gesê het daar was meer as 3 jaar geweest wat sy suiker nie een keer onder 12 of 11 was nie. Hy was in 'n haaglike toestand geweest. Maar die probleem is hy was op SASSA grant geweest. Hy het nie eers vir homself kos gemaak nie. Ek het besef het help ek gee vir hom 'n lang lys van gesonde kos nie want hy kan dit eenvoudig nie bekostig nie. En ek het so gebid en ek sê, Here, wat moet ek vir die man aanraai, want sy nierversaking was so erg, dat sy piepie het gelyk, soos wanneer jy mints in 'n pan gaar gemaak het, daai olielaag, sy piepie het daai olielaag opgehaat. Ek het nog nooit dit in my hele lewe gesien nie. En ek het op die einde van die dag gevoel, miskien moet ek begin deur om vir hom aan te raai wat hy kan doen, net wat hy kan doen, sonder dat hy enige ekstra geld hoef uit te gee. En ek sê toe vir hom, hoorie, maar kan jy jou, in plaas van om die ongesonde kosse, kan jy gesonde kosse koop? Hy sê nie, maar hy het nie eers beheer oor wat hy eet nie, want iemand anders koop sy kosse vir hom. Toe besef ek wel, daar's net een ding wat hy beheer oor het, en dit is wanneer hy dan die kosse in sy mond insit. As hy nie eers self kos koop nie, kan hy ten minste beheer wanneer hy dit eet. En dis al wat ek vir hom gegee het. Die eerste raad wat ek vir daai man gegee het, was, ek het vir hom gesê, kom ons verander jou etenstye. Eet 'n gesonde, goeie ontbyt in die oggende, maak seker jy wag jou etenstye, eet 'n goeie middagete, wag jou 5 tot 6 ure, totdat jy weer eet, en in die aand, wanneer jy nou op pad is om te gaan slaap, jou maagspiere is op hulle heel moegste in die aand, eet net iets kleins in die aand, of skakel sommer aandete heeltemal uit. Meeste mense doen beter op 2 etes 'n dag as op 3 etes 'n dag. En in sy geval het ek vir hom gesê, of 2 hoofeletes met 'n klein vruggie in die aand, of los die aandete heeltemal uit. En hy het toe oorgeskakel na dit, hy het toe besluit, hy gaan in die oggende tussen 8 en 9 ontbyt eet, en in die middag tussen 3 en 4 gaan hy middagete eet. Binne 2 weke, toe sy suikers binne normale perke, en sy piepie is heeltemal skoon. Binne 4 maande wat hy aangehou het om dit te volg, want hy vra toe vir my, wat moet hy nog doen? Toe sê ek vir hom wel, skakel die vleis uit, los al die diereprodukte, gaan op 'n plante dieet. Binne 4 maande toe sy af van sy diabetiese medikasie, wat hy al vir 12 jaar op was. Ek deel dit met julle omdat hy nie die enkel geval is nie, maar omdat ons nou in die afgelope 5 jaar wat ek spesifiek leefstylmedisyne toepas, het ek al telke gevalle gesien waar mense met eenvoudige veranderinge, met 'n plant-based dieet en met die regte etenstye drastiese verbetering sien. Ek sien vrouens kan sommer reguit in vrae ingaan want ek weet ons tyd is baie kort nou. So 'n goeie punt oom. Die kort antwoord vir dit is ons maag werk met die meganiese en die chemiese proses
En vir die chemiese proses van die vertering om optimaal te wees, moet daai sure so skerp as moontlik wees. So ons raai nie aan dat mense met hulle etes drink nie. Jy moet so min as moontlik vloeistof vat saam met jou ete, want jy wil die suur nie verdun nie. Jy wil hê daai sure moet lekker skerp wees, maar jou maag gebruik jou vloeistowwe om daai sure te produseer. So wanneer jy nie eet nie, tussen die etenstye, daai tye wat jy lus is om die gemorsies in die mond te sit, of die chocolates, of die gesonde snacks te eet, in daai oomblik gaan jy vir jouself sê, nee, my wasmasjien is nou besig, ek gaan nie nou eet nie, ek gaan eerder drink. So min of meer 1 uur voor etes, 1 uur na etes, is 'n goeie tyd om te dink aan drink, en natuurlik hoe meer hydrasie mens het, hoe beter funksioneer die maag ook. Antwoord dit om sy vraag? Ja, net nie heel die chocolate milkshakes nie. Nee, nie heeltemal nie. Dit gaan nie dieselfde uitwerking hê nie. Enige ander vrae oor wat ons vanoggend oor gepraat het? Ja. Want ek glo alles wat jy sê, dit maak van alles sin. Dit is ook nou baie Bybels gefundeer. In die Bybelse tyd was daar tog baie skaapvleis gegee. En beeste, want ons hoor cattle on 1,000 hills en ons wat dan feesmale en goed wat hulle gehad. Wat het dan verander in ons gesondheidspatrone? Ja. Dis 'n baie goeie vraag Tannie, en baie mense vra oor dit as dit kom by wat die Bybelse toepassing is. En ons het eintlik 'n vol opname van dit gemaak op 'n stadium met 'n groep met die naam van AWR. As daar iemand is wat van dit wil gekyk, ons het 'n series opgeneem. Ek weet nie wat is 'n series in Afrikaans nie. 'n Reeks, dankie. Ons het 'n reeks opgeneem waar ons die Nuusstaat beginsels deurgegaan het en teruggegaan het en gaan kyk het wat die Bybel daaroor sê. So die reeks se naam is Bible Health Treasures, as iemand miskien wil belangstel om dit te gaan kyk. Maar om dit baie kort op te som, in my eie persoonlike studies het ek 'n paar goeders gesien wat vir my uitgestaan het in die Bybel. Die eerste ding is, die Here het ons liggame geskep. Stem ons saam? Nou, hy is die een wat die liggame geskep het, hy het die liggame ontwerp, en meeste produkte soos jou yskas kom met 'n user manual wat jy hom mee koop, is dit nie? Reg aan die begin, by die skeppingtyd, toe die Here die liggame geskep het, het hy onmiddellik die verklaring gemaak oor wat die kosse is wat die liggaam die beste op funksioneer. En in Genesis hoofstuk 1 sê dit daar spesifiek, ek gee vir jou elke plant, elke boom wat saad en vrug dra, daai versie spesifiseer wat die ideale kos is. En baie boeke is geskryf al oor the diet of Eden, wat vir mens herinner dat die oorspronklike dieet was die dieet van Eden, en dit was net plantkosse gewees. Wanneer was vleis toegelaat gewees vir die eerste keer? Na die vloed, toe alles verwoes was. Toe daar nie meer plante was nie, en dit was 'n nood toelating gewees, nie noodwendig 'n verandering. Jy weet, as God foute maak, dan sou ek sou verstaan dat hy gesê het, ek het 'n fout gemaak, die plante was nie ideaal nie. Maar die Here maak nooit plante nie. Hy maak nie plante nie, hy maak nooit foute nie. En omdat ons weet hy maak nie foute nie, glo ek dat waar hy met die vloed gesê het dat hulle kan vleis eet, was nie omdat hy gesê het, oeps, ek het 'n fout gemaak nie. Dit was 'n noodtoestand gewees en hy het vir hulle voorsiening gemaak vir dit. Maar hy gee ook vir ons inligting wat daarmee gepaard gaan. Hy gee vir ons die inligting dat hy gesê het hulle kan nou vleis eet in daai noodsituasie, want die plante was verwoes, maar die Bybel gee ook vir ons 'n ekstra wenk daar. Voor die vloed het mense tot 1000 jaar amper gelewe, en direk na die vloed het die ouderdomme afgegaan na onder 200 jaar toe. Baie binnekort het dit na 100 jaar min of meer gegaan. En vandag is daar studies gedoen wêreldwyd, en ek weet nie of julle al gesien het die studies oor die blue zones nie, maar dit is studies wat gedoen was oor verskillende groepe wat 'n plante dieet volg, en daai groepe is geïdentifiseer as mense wat wêreldwyd die langste lewe, die mense wat op 'n plante dieet is of wat vegetariërs lewe. Wêreldwyd is vleis al gekoppel aan ongelooflike siektes met kankers, dit groei siektes. As jy 'n pen en papier het, is daar, miskien kan ek vinnig die tyd gebruik om dit vir julle te noem. Die van julle wat dit nog nie gesien het nie, daar's 'n program wat hulle noem Game Changers. Dit is 'n reeks. Ongelooflik interessant waar hulle inligting deurgee oor atlete en hoe atlete se atletiek performance prestasie beïnvloed word deur hulle dieet. So Game Changers is baie interessant. Dan is daar 'n ander een met die naam van What the Health. En Forks Over Knives is die ander ene. As julle dit nog nie gesien het nie, dit is absoluut verstommend by die navorsing. Forks Over Knives. Ja. Game Changers, Forks Over Knives. Ons sal dit, oom, ek sal dit op die blaadjie sit wat ons vir julle sal uitdruk vir môre ook. Ek kan dit doen, ja. Ons sal 'n skakel op dit sit en ons kan miskien
ja, ons sal kyk watter opsies ons daar kan sit. Ja. Ek het vra, is hoender en vis gesonder as bees en skaap? Dit is 'n baie goeie vraag, want dit word baie wyd vir mense geadverteer dat die hoender en vis beter is. Vis is ongelooflik hoog in swaar metale, mercury en verskillende swaar metale. En dit is nou onlangs het hulle bewys dat vis het ongelooflike baie risiko weens die feit dat daar soveel gifstowwe van die stede af in die see ingepomp word. So selfs die diepseevisse word nou ook getoets en hulle is net so hoog in die swaar metale soos die ander varswatervisse. So ongelukkig soos die tyd aangaan en om terug te kom na Tannie se vraag oor die Bybel. Ek glo dat die Bybel gee vir ons sekere wenke, maar ek glo ook dat ons in ag moet neem dat ons nou lewe in die tyd waar die besoedeling, waar die plaasmaniere van dinge doen, waar die agriculture systeem en alles dit die ergste is wat dit nog ooit in die geskiedenis van die aarde was. En daarom moet mens ook in ag neem dat die toelatings wat die Here gemaak het in die Bybel, byvoorbeeld soos met die vloed met vleis, was dit nie vleis wat vol hormone was nie, dit was nie diere wat behandel was soos wat hulle nou behandel was nie. Daar was nie naaste by daai hoeveelheid gifstowwe of besoedeling gewees soos wat ons nou het nie. Daar's geen meer twyfel in die navorsing dat vleis en diereprodukte is seker een van die mees toksiese middels wat ons in ons liggame kan insit nie. So, ja. Want ek het net gedink aan waar die Here die Paasfees gesê het spesifiek oor. Dankie. Van die Om vir hulle vleis te gee. ja, Absoluut. dit wat die simbool nou van Jesus nou. Verseker, maar met dit in gedagte, wat hy daar vir hulle vergunning gegee het vir die vleis wat hulle moes geëet het, het hy spesifiek gesê, eet dit met die bitter krye. So hy het selfs in dit, nie vir hulle dit gegee om te sê, hier is 'n treat nie, dit was juis om vir hulle die bitterheid van die sonde en van die dood eintlik te illustreer. So daai lesse kom almal bymekaar en ja, soos ek sê, ons doen 'n volstudie van dit op daai een reeks. Ek wil net vra dat die dok vir ons die Nuustad beginsel terwille van die mense wat gister en eergister nie was nie, want dit is vir my die kruks waarom dit alles draai en sy het verwys na die Nuustad beginsel and it's really the crux of what she's talking about. Is daar enige ander vrae terwyl ek hierso my skrywerasies doen? Juffrou, hoeveel water moet mans drink en hoeveel vrouens drink? Baie goeie punt, oom. Water vir tussen mans en vrouens. Ek het nog altyd probeer dit om dit in my eie kop uit te werk en toe toe lees ek in die week, daar's 'n maklike formule, min of meer 35 ml per kilogram per persoon. So dit hang af van mense gewig en van jou grootte per dag. Maar dit hang ook af van wat mens doen. Ek sê altyd vir mense, as ek by my lesenaar gaan sit met die aircon, het ek dalk nie soveel water nodig soos wanneer ek buite gaan werk in die tuin en baie sweet nie. So mens moet dit ook aanpas met wat jy verloor. Yes. Skus, ek dink wat nie al geraak is nie, is jou hoofmate, die hoeveelheid kos wat jy inneem moet sekerlik 'n effek hê. Absoluut. En hoe weet jy ou wanneer is nou vol? Dis nog 'n goeie vraag. Baie goeie vraag. I'll be with you in 1 second. Thank you. So die vraag is hoe vol moet die etes wees? My persoonlike ervaring is ek was die absolute koningin van tussenetes eet. Ek het heeldag geëet. Ek het in die oggend vroeg begin en dan het ek die hele dag lank geëet. Toe ek geswat het en medies geswat het, was daar altyd kos op my tafel en peanuts en rosientjies en neute en wat ook al alleste en ek het van die oggend tot die aand geëet. Die moeilikheid is as jy nou vir mense sê om 'n ete te eet en hulle moet 6 ure wag tussen die etes en dan nog 'n ete eet en hulle moenie in die aand swaar eet nie. Uit die aard van die saak uit raak mens gou op 'n punt wat jy besef maar nou eet ek baie minder of ek bly honger. As iemand in die oggende ontbyt nou gaan eet en hulle gaan net 'n Weet-Bix vir ontbyt eet, gaan hulle 6 ure kan hou tot middagete. Nie baie maklik nie, nê. En as hulle net Weet-Bix in die oggend geëet het en 'n toastbroodjie in die middag geëet het, gaan hulle in die aand kan min eet. Hulle gaan teen die aand doodhonger wees. So wanneer ons vir mense aanraai om hierdie gaping te volhard tussen die etes, dan herinner ek ook vir hulle, dan moet elke ete 'n voedingswaardevolle ete wees. Daar moet genoeg kos in wees. Vir ons vir ontbyt eet ons 'n lekker vrugteslaai, ons maak saaitjies fyn, ons sit saaitjies by, ons eet 'n veelvoudige graanpap. Ek sal miskien vinnig net uitbrei op dit en dan eet ons nog 'n broodjie by dit ook met smere. So ons eet 'n full house breakfast in die oggende
Maar dan hou dit vir ons 100% sonder probleme vir daai 5 tot 6 ure. Dan eet ons weer 'n lekker vol middagete en in aandete slaan ons of oor of ons eet iets baie lig soos 'n smoothie of 'n vruggie of 'n broodjie, maar ietsie wat lekker vinnig verteer. Dan het gevra oor die hoeveelhede. Hoe weet mens as jou ete te vol is? Hulle sê jy moet ophou eet as jy nog so klein bietjie kon geëet het. Dit is eintlik maar die ideaal om nie te eet totdat jy nou seer geëet is nie. Maar terselfdertyd wil mens ook seker maak dat daai bord nie vol is met net goeders wat dit vol maak nie, maar vol van voedingsware ryke goeders. En dit is hoe meer vars groente en vrugte ons kan inkry, hoe beter. Dis waar die kern van vitamines lê om daai nutrition optimaal te maak. Ja. Ek weet daar's ook baie voorstanders wat sê eenmaal 'n week, een dag 'n week. Want eet jy glad nie, jy drink net water. Intermittent fasting. Want is dit nie 'n manier om die wasmasjien eenmaal 'n week ten minste heeltemal skoon te kry? Absoluut. So daar's verskillende voordele van vas en ek gaan nie nou te veel in dit ingaan nie, maar ek wil wel, ek probeer nou onthou of ek dit vir julle hierso soos ek sê, hierdie goedjies sal ons vir julle wys wat op die internet beskikbaar is. Daar's 'n lesing op ons webwerf waar die verskillende die inligting is opgesom in daai lesing en hy is beskikbaar om af te laai in 'n dokument daarso en dit is 'n dokument spesifiek oor die lewer. Die lewer speel 'n baie groot rol om skoonmaak te doen and when you're talking about intermittent fasting, the liver is probably one of the biggest role players in that process. Tydens 'n vasproses en ek sal dit kortliks sê, die lewer het 2 hooffunksies. Hy het 'n klomp funksies met vertering en 'n klomp funksies met skoonmaak of detox. Maar hy kan nie 2 hoofsaaklik nie albei op dieselfde tyd doen nie. So hoe meer kere ons op 'n gereelde basis in 'n vastende toestand ingaan, hoe meer geleentheid gee ons vir die lewer om sy skoonmaakwerk te doen. As die lewer heeltyd oggend tot aand en in die nag besig is met vertering, dan kan hy minimaal skoonmaak. En dit is een voordeel van jou 2 hoofeletes 'n dag en in die aand miskien glad nie eet nie, is dat jy vroeg in die aand dan in detox mode ingaan en jy kan dan basies elke aand detox. So vir baie mense, vir alles hulle siek is of hulle het suikersiekte, raai ons eintlik aan dat hulle net 2 keer 'n dag eet en in die aand vas. The problem with intermittent fasting, unfortunately, is that very often it is marketed in such a way that it doesn't really matter when your eating gap is, as long as it's a narrow window period and then the rest must be fasting. So some people use their eating gap as in the afternoon and in the evenings. And they forget the physiology of the stomach, that when you eat in the evenings, as you go to sleep, that food just becomes rotten in the stomach, so you don't get nutrient absorption. So dis hoekom ons dit nie regtig intermittent fasting noem nie, want jy wil nie vir mense die idee skep dat dit maak nie saak wanneer hulle eet nie. Dit is van kardinale belang om die petroltank vol te maak voordat jy iewers ver ry. Wie van julle ry Kaap toe met 'n leë tank en dan gooi julle daai kant petrol in? Werk nie so lekker nie, die liggaam is dieselfde gemaak, ons gooi die petrol in vroeg in die dag, die selle vat dit beter op, die absorpsie is beter, die maag is beter gerus, so vroegoggend eet is goed, middag is goed en in die aand rus hy beter. Maak dit sin? Ons gooi nou baie inligting in julle gedagtes in, hoor, ons pak dit nou 'n bietjie vol. Miskien moet ek net kortliks noem met die nutrition, ons het nie regtig veel aan die afbraak geraak aan watter kosse in en uit is nie. Ons plante dieet is ideaal. Een miskien wenk wat ek wel vir julle kan noem, is dat as mens verskillende grane bymekaar sit, dan maak dit 'n volledige proteïen. Wie van julle het al gehoor as ek my vleis gaan los, nee, ek kan nie my vleis los nie want dan gaan ek nie weet waar ek my proteïene gaan kry nie. Julle hoor mense wat dit sê, nê? Daar's proteïene in allerlei kosse. Daar's proteïene in groentes en vrugtes. Maar enige 3 grane, as ek byvoorbeeld 'n lekker volgraan broodjie eet en ek het 'n graankospap geëet en ek het dalk oats gemeng met millet of ek het oats gemeng met buckwheat of ek het quinoa gemeng met rys of wat ook al. As ek 2 of 3 grane meng, is dit 'n volledige proteïen. So ek kan vir 'n kind in die middel van Afrika wat nooit enige ander proteïen inkry nie, as hy ten minste verskillende grane inkry, nie geprosesseerde grane nie, heel grane. Maak dit sin? So nie my witbrood nie, my witmeel nie, maar my heel grane, as ek heel grane kombineer, is dit 'n vol proteïen. As ek enige heel graan kombineer of 2 heel grane kombineer met 'n peulgewas, lentsies, bone, chickpeas, enige van daai, is dit ook 'n volledige proteïen. En dan as jy nog jou neute en jou saad aan goeders by dit sit, is dit eintlik amper onmoontlik om 'n proteïentekort te hê as 'n mens 'n verskeidenheid eet en jy kombineer verskillende goed bymekaar. Maak dit sin? Daar was nog 'n vraag daar. Ja. Two questions. Sure. One is reflux. Yeah. Is that a result of Very much so. reflux?
99% of the reflux patients that I've been treating, if we sort out the meal times, their reflux symptoms already improve, and then if we make sure that what they are eating actually digests quickly enough, it also fixes the problem. A huge percentage of the population has reflux because of the nighttime meal. When they eat in the evenings, that food basically sits in the stomach. As much as we sleep and we relax, the stomach muscles also relax when we sleep. And a lot of people think that the stomach can digest food while we're sleeping, but it doesn't. So your nighttime meal actually doesn't digest, it rots in the stomach, and then by the morning you've got this rotten acid pushing up, and that's why people wake up with a sore throat, or they get that irritation. Even ear problems can often be related to reflux, silent reflux that goes up into the canals. And then you were saying about vegetables and that type of thing. With beef and then the hormones that pump them with. But vegetables as well, with what they spray them with and that type of thing. Where do we get healthy food Absolutely. from nowadays? Dis 'n goeie vraag en ek dink miskien is dit 'n vraag wat by almal opkom, is ons vrugte en ons groente dit wat dit veronderstel is om te wees? Nee, ek stem saam, dit is nie meer wat dit veronderstel is om te wees nie. Maar ons goue reël wat ons vir mense leer is, doen die beste met wat jy beskikbaar het. As jy vars goed van 'n plaas af kan kry, is dit ideaal. As jy organiese goeders kan kry by iemand wat nie gesprei is nie, is dit ideaal. As jy jou eie groente tuintjie kan maak, of as jy oort byvoorbeeld 'n tuintjie het wat mense kan deel, wat hulle kan maak, is dit ideaal. Maar selfs al het jy dit nie, is die toksines wat in groente en vrugte is nog steeds baie minder skadelik as dit wat in diereprodukte is. En dit is tog maar nog steeds om op te weeg om die beste te doen met wat jy kan. Dink net so daaraan ook, al is daar gifstowwe in jou groente en vrugte wat nie ideaal is nie. As jy dit inneem en dit verteer ten minste vinnig, kry jy nog nutriënte uit dit uit. But if you're adding your meat meal where it's a toxic meal and you've got poor digestion from it, it actually reduces how many nutrients you're able to take from your fruit and veg as well. So you get a double negative from that side. Does that make sense? Yeah. Doctor, in today's meeting, I'm sorry that I missed the earlier ones. No problem. I was unfortunately unavailable, but you may have mentioned it, but what about processed sugar in terms of the whole process? Yeah. My understanding is that it can actually aid and even cause significant inflammation in the body. Drastically so. So I'm going to come back to your sugar question, but I'm going to use corn as an example. Not corn, wheat. I'll use wheat as an example just because it's easier to draw. If you look at the wheat kernel and it's got its wheat germ in the middle and it comes in its husk form and all of that, when they are processing wheat to produce things like pasta or flour or whatever the case may be, obviously the husk goes off and then you will end up with the wheat, but then they also cut it and they take the wheat germ out and most of the fiber of the outer edge comes off and they end up with a little white part which they make white flour from for white bread and white pastas and things like that. So what have you lost? You've lost the part that has the protein, you've lost the outer section which is the most of the fiber, and you've also lost the portions of it with the most minerals. In the exact same way, anything that is a plant food that has been processed where portions of it has been removed, you're losing a big component of it. You're losing minerals that are necessary, you're losing fiber, you're losing various vitamins and things like that. And what you're left with is usually toxic. Not because it is toxic, because the plant is toxic, but because the things that come in the package has been removed. En dit kom vir my altyd terug na hoe die Here iets gemaak het. As die Here daai ding saamgemaak het en hy het gesê, weet jy wat, hierdie spesifieke plant benodig sy proteïene, hy benodig hierdie minerale, hierdie vitamines en alles dit. Ek sit dit in 'n klein pakket bymekaar. As ons besluit ons vat 'n stuk van dit weg, ons kan nooit op dit wat die Here geskep het verbeter nie. Is dit nie so nie? Ons maak net 'n groot gemors van dit. So most plant foods, when it's processed and portioned, it renders it toxic. They've even seen this with beta carotene. Beta carotene, you've heard of beta carotene? It fights cancers. If they isolate beta carotene and they give it to patients with cancers, the tumors grow. Did you know that? Yes. The tumors will grow, but if they give it to the person in juicing and things like that, where it comes in its package as it's supposed to come in the whole food, with the fibers, with the other things, then it helps to fight the cancer. So the same comes back to your sugar. The sugar plant, in its sugar cane,
when we are looking at that sugar cane, it's full of minerals, it is actually a really nutritious plant, and that is beneficial. But when they remove the minerals, they remove the fiber and everything else, the processed leftover, which is the sugar, is pure acid. And what we spoke about the previous 2 days, it's like battery acid. It burns the inside of the veins, it destroys the organs, it is highly, highly toxic. So yes, when we share the summary list of toxins, there's a couple of things on there, of which sugar is probably highest up on the list. And we recommend that people use whole foods in as far as they possibly can access them. Yes. Except for the Eureka stone mill flour is not the same. If it's the whole stone mill, if it's the whole meal one, but even stone mill white flour, the minerals have been removed, the fiber has been removed. Less than normal. To some extent, yes, but white flour of any grain, doesn't matter what it is, the only way for them to actually produce white flour is to remove the majority of that kernel. And you end up with basically just the carbohydrate or the starch component, which is far, far less nutritious, but it also causes blood sugar spikes. So stone mill flour is always better than the other, but you always want to go for the whole kernel or the whole grain products rather than the refined. Or something. Yeah. We've been talking natural all the time now, which is very good. Wat gebeur er met al die mense wat uitsonderlik baie medisyne gebruik? Want dis nie meer 'n normale toestand nie. How can that be controlled? Because that's a problem. Many people take extreme amount of medicine. Yeah. And it upsets that whole progress. That whole process is destroyed. It's a very good point. Medications are all toxic. That is the reality of it. They are there for a reason. They do a specific job, but they all increase the toxic load. And in particular, they increase the toxicity of the liver. They increase the workload of the liver and the kidneys and the other detox organs. And that is one of the reasons why we are so strongly motivated to teach people the New Start principles. Because when people put this into practice, I don't just tell people stop all your medication. That's very dangerous. I never ever do that. But when they understand the New Start principles and they start applying them, usually their levels improve to the point that we can start reducing their medications. And it's incredible to see how many problems for which people are told that they have to stay on medication lifelong. How many of those problems, when they actually live by the New Start principles, those problems start going away and they start coming off of that medication. We've seen that by the hundreds, so it's really good. Sou jy aanbeveel dat 'n mens dit in 'n geleidelike proses doen, want ek meen dit is 'n drastiese. Absolutely, yeah. It's a very good question, and I think your question applies. Hierdie vraag. Wow, dis 'n berg wat ek nie kan. Dit voel soos 'n berg. Dit is so. Ek dink dan is 'n vraag. Want ons gewoontes is so en ons leefstyl is. Dit is 'n groot verandering. Ja. Ek sou sê dat daai vraag is van toepassing, nie net op of mens wil vleis verander of daai goeders nie, maar dit is op al hierdie goeders van toepassing. Dis op die etenstye, dis op al daai dinge van toepassing. Wat maak mens as mens nou besluit ek wil graag nou 'n nuwe start maak, ek wil 'n nuwe begin maak? Hoe gaan mens nou prakties met dit te werke? My eerste voorstel sou gewees het, verander dit wat die maklikste is om te verander eerste, en soos wat ek vir daai een man gesê het, die tye is makliker om te verander as dit wat mens noodwendig alles inbring in jou etes in. So mens kan redelik vinnig besluit, okay, ons gaan nou etes eet en ons gaan nie tussen etes eet nie. Ons gaan daai selfbeheersing toepas en ons gaan niks tussen etes eet nie. Dit is 'n vinnige en relatiewe maklike ding. Mens kan redelik maklik vir jouself sê, okay, ek gaan nou glad nie meer drink by my etes nie, ek gaan nie my drinkgoed saam met die etes doen nie, ek gaan dit tussen etes doen. Dis maklik om te doen, is dit nie? Dan gaan ons kyk na 'n paar van die ander goeders, maar dit is ook uit die aard van die saak uit op 'n praktiese vlak moeilik as mens nie weet waar om te begin nie. So my volgende aanraai sou gewees het, kry die resepte bymekaar. Gaan kyk op ons webwerf, gaan kyk op die ander goedjies wat ons sal met julle deel, wat ons uitdruk môre, om bietjie deur te gaan deur van die resepte. En dit is 'n baie goeie beginpunt. Partykeer as mense deur daai resepte gaan, dan sê hulle vir my, "Hoorie maar, die goed is eintlik maklik om te maak. Dis nie so moeilik nie." En as mens net 'n bietjie het wat jy mee kan begin, dan kan mens begin om een ding op 'n slag te sê, "Okay, wel, ek sou nou vandag hierdie ete gemaak het, maar ek gaan nou die vleis uitruil vir iets anders. Ek gaan een resep probeer. En môre probeer ek miskien 'n ander resep vir ietsie wat ek dit mee kan uitruil." Al kan mens aan die begin net bietjies ruil,
meeste van die tyd, dan sal mense vir my sê oor 'n week of 2, jong, ek het nou sommer vinnig, dit was, toe ek weer sien, toe sit 'n week wat ons glad nie vleis eet nie, want ons het nou ander resepte probeer, en dit is eintlik makliker as wat ons gedink het. Maar begin met die navorsing van resepte, en om goeders bymekaar te kry, wat mens sien, o, ek geniet dit, of ek hou van hierdie bestanddele, en dan kan mens so bietjies een ete op 'n slag, dit wat jy voorheen sou gemaak het, begin uitruil met ander dinge. Ek weet nie, dit is ook vir ander verskillend, miskien. Eintlik 'n hele mind switch. Dit is 'n mind switch, oom. Dit is heeltemal waar. En wat ek vir my dogtertjie baie keer sê is, die mind switch begin by my frontale lob. Dit begin by die deel van die brein wat moet sê, ja, ek is nou lus vir die chocolate, maar ek kan nee sê vir dit. Ek hoef nie te luister vir die limbiese stelsel nie. Ek kan vir hom sê, nee, ons gaan nie dit nou doen nie. Ek hoef nie nou onmiddellik iets te pesel nie. Ek kan vir myself sê, ek gaan nie dit nou doen nie. My man wys vir my van die kombinasies en lekker goed kombineer met jou. O, ja, dis die ander ding wat ons vir Abby gesê het. Toe ek vir my dogtertjie geleer het aan die begin dat ons gaan nou nie meer tussen etes eet nie. Toe sê sy vir my, mamma, maar ek is baie lief vir snacks. Toe sê ek weet, en eintlik hoef ons nie die snacks te stop nie, maar ons gaan hulle net nie tussen die etes eet nie, ons gaan hulle by die etes eet. So dit wat ons tussen etes sou aangepesel het ons net gehou, en sy is nou al so 'n gewoonte, as mense vir haar goeders gee in die middel van die oggend of in die dag, dan bring sy dit na my toe, sy sê, my mamma, kan ek dit nou by middagete eet? En dis, sy sê, nee, dankie vir chocolate, sy tel die goeders in die winkels op. Sorry my kind, ek weet ek embarrass jou, maar ons sal later daaroor beklei. Sy tel die goed in die winkel op, en sê sy vir my, kan ons van hier eet? Dan wag, dan bly ek maar net stil, dan los ek haar eers, dan tas hom op, en lees sy die agterkant, dan lees sy die bestanddele kliphard in Pick n Pay uit. Ooh, E26, dit, never mind, dis okay, mamma, ons hoef nie dit te vat nie. Daai bestanddele agter op die pakkies, partykeer is die moeite werd om te lees. Partykeer as jy dit begin lees, besef jy, is okay. Ons maak maar eerder 'n ander plan. Nog vragies? Wat van groendrankies? Byvoorbeeld in die aand, miskien nou weer op gaan eet. Gaan sien 'n groendrankie dan later is. By groendrankies, watter tipe groendrankies? Byvoorbeeld, jy maak jou spinasie met 'n appel, met ander, miskien wortels, of so by. En daai keer as dit 'n vrugte soos 'n pynappel. Ja. Is dit beter in die oggend? Of in die aand. Smoothies is nogal 'n baie lekker ding, want omdat daai versapper of die masjien al meeste van die fynmaakproses gedoen het, is dit iets wat mens 'n bietjie makliker kan gebruik om in die aand te eet wanneer jy nie die maag lank wil besig hou met vertering nie. So smoothies is 'n goeie opsie vir die aand, en ek sou sê mens kan smoothies by ontbyt sit in die oggende of in die aand gebruik. Ek herinner net altyd vir mense dat smoothies, net omdat hy fyn gemaak is nie iets wat jy tussen etes wil insit nie, want hy moet nog steeds 'n bietjie vertering deurgaan. So jy wil nog steeds hom by jou etenstye sit, maar hy's 'n baie goeie plaasvervanger vir 'n aandete. En dit kan 'n groensmoothie wees of ander smoothies, dit maak nie regtig saak nie. Ons raai gewoonlik vir mense 2 hoofsaaklike roetines aan. Een roetine is waar jy net 2 etes 'n dag eet, dan raai ek aan dat hulle ontbyt miskien tussen 8 en 9 of miskien 9 uur se kant begin eet, en dan middagete dalk so in die midway, as ek dit so kan sê, tussen 3 en 4 se kant. Ideaal gesproke wil mens nie baie later as 5 uur eet nie. Maar as hulle sê ek kan nie lekker die 2 etes 'n dag nie, ek wil eerder die 3 etes 'n dag, dan is my aanbeveling, dankie. My aanbeveling dan is dat hulle vroeg genoeg begin met oggendete, sodat mens nog steeds daai minimum 5 ure tussen die etes kan doen. Middagete dan in die middel van die dag, en nog steeds aandete dan kan doen, dat hy nie reg voor slaaptyd is nie. So die idee is maar net om uit te werk, aan die einde van een ete, ideaal gesproke met die wasmasjien, sy ding doen vir 5 ure, en hy moet 'n bietjie ruskans kry tussen die lot. Maak dit sin? Ja. Antwoord jou vraag. Groentee is groentee is vreeslik hoog in kafeïne. As jy gewone green tea kry, dit is baie hoog in kafeïne. Ons sien net negatiewe kante van kafeïne. Ons het regtig nog net probleme opgetel met dit met ons pasiënte. As mense kafeïne stop, gewoonlik raak hulle bloeddrukke beter, hulle cholesterol kom beter, die stimulasie effek van dit verbeter, hulle brein helderheid word beter, omdat daai effek, soos wat ons gepraat het vroeër in die week, nie daar is nie. So ons bly weg van kafeïne af so ver as wat ons kan, maar daar's baie verskeidenheid van krye tees, en ons kan miskien môre 'n paartjies bring net om vir mense te wys, maar mense dink aan, as jy nou nie kafeïne drink nie, dan sit jy net met rooibos. Dis nie waar nie, daar is soveel verskeidenheid van lekker, gesonde krye tees, wat medisinale voordele het, maar wat geen van die negatiewe probleme van kafeïne het nie. So ons drink water en ons drink krye tee.
Water, krye tee is die ideale opsies vir goeie hidrasie. En natuurlik water met 'n bietjie suurlemoen of water met 'n komkommer in of iets soos daai kan ook help vir die hidrasie. Ons hoor gereeld dat suiwer sap, lemoensap of enige sap. Jou maag weet nie wat om met al die skielike proteïene wat daar verwerk is. Is dit so? Waarom nie waar? Dis 'n goeie punt. Dit hang af. In my geval raai ek sappe aan vir party mense en af vir party mense. As iemand gewig probeer verloor of as hulle hoë suikerprobleme het, dan sal ek vir hulle aanraai om weg te bly van vrugtesappe af want dit is 'n baie hoë suikerlading en omdat daai suiker dan kom sonder die vesel wat jy het met die heel vrug, dan maak hy dat die bloedsuiker opgaan. Partykeer die maag te mekaar. Dis nie dat hy die maag te mekaar maak nie, dis dat die suiker so vinnig in die bloedstroom geabsorbeer word. Vir dieselfde geld, mense vra vir ons, hoekom gebruik ons dadels en heuning, maar ons raai aan dat mense nie suiker gebruik nie. Dit is so, dadels en heuning het baie soetigheid in, maar dit kom in die heel vorm soos wat dit geskep is. En byvoorbeeld 'n dadel met sy vesel, met sy minerale, maak die bloedsuiker spikes op dieselfde manier as suiker nie. So sappe, as iemand gewig moet verloor of as hulle bloedsuikerprobleme het, moet hulle maar oppas vir sappe, maar as dit iemand is wat miskien sukkel dat hulle gereeld ondergewig is, kan dit 'n manier wees om bietjie ekstra nutriënte in te kry sonder 'n probleem. Oor die algemeen raai ek aan dat vir vrugte mense eerder die heel vrug eet as om die vrugtesap te gebruik, want dan kry jy die vesel en die minerale en al die waarde van dit. Yes, another question. Yes, please can you tell us a little bit more about temperance for tea? Sure. We touched on it in the previous reading, previous talks, and we are hopefully going to be able to have recordings that we release on that. But just to briefly summarize, so the word temperance, what we touched on, is that the translation can sometimes be a bit confusing. Some of the translation translates temperance as moderation. And we spoke about the danger in that because, you can use all sorts of dangerous things in moderation and it causes a lot of trouble. The full definition of temperance is complete abstinence from things that are harmful and using good things in moderation. And that is the principle that we incorporate when we're teaching the New Start principles, is that people stay away from things that are harmful. And tying in with that, we spoke about the frontal lobe, making sure that we use that area of the brain that does the higher reasoning, the risk calculation, to be able to say, okay, I feel like this thing right now, but I'm going to restrain because I'm going to abstain from something that is harmful. We also spoke about the benefit of the fact that every single time, en dis 'n toepassing ook as dit kom by die tusseneet is, elke keer as ek nee sê vir iets, as ek dink by myself, ek gaan nou hierdie cashew in my mond sit en ek sê, wag, as jy nou etenstyd nie, ek gaan dit nie doen nie. Elke keer as ek daai selfbeheersing toepas, versterk ek my frontale lob en ek versterk my brein en ek verbeter my breinfunksie, so dit is ook iets wat beskermend is teen breinverlies, Alzheimer, geheueverlies, al daai tipe van dinge. So ek het daai oefening wat ek dan vir die brein die hele tyd gee. Ons wil vinnig vir julle die webwerf wys, net sodat julle weet waar om van hierdie goedjies in die hande te kry. Ons gaan 'n opsomming uitdruk vir môre. Maar dit is ons website en as julle op die website sou ingaan, bo-aan op die New Start, kan mens klik en dan is daar 'n klomp verskillende opsommingkies. Die lesing wat ons vandag aangebied het, se notas is daar en dan is daar notas oor die lewer, daar's notas oor verskillende natural remedies wat mens kan gebruik. Daar is notas oor die prostaat, oor hartprobleme, pynbehandeling sonder om medikasies te gebruik. Daar's 'n klomp verskillende goedjies aan daai kant. healthrethink.org. Ons sal dit op die blaai môre hê. Almal wat hulle WhatsApp vir dit self ondersteun, sal dit goed. Okay, ja. Ons sal dit aanstuur vir julle. As julle dalk nie gister hierso was nie, as julle nommers nog nie op ons blaadjie is nie, maak net seker julle kom gee dit net deur vir ons, dan kan ons dit aanstuur vir julle. Ek weet ons het nou 'n bietjie lank gestrek, maar miskien kan ons afeindig met 'n gebed voordat ons almal weghardloop. En as daar nog vrae is, asseblief moenie skemer of huiwer om dit vir ons deur te kom gee na die tyd nie. Ek nooi julle om julle oë saam met my te sluit. Hemelse Vader, ek sê soveel dankie dat ons weer eens 'n kans kon gekry het om vanoggend te kon gesels oor gesondheid. Ons weet dat U woord sê vir ons dat U ons as belangrik ag. U het ons gevorm en saamgeweef in ons moederskoot. En ons sê dankie dat ons die skepper en ontwerper van ons liggame kan dien en dat ons U kan raadpleeg vir raad. Ek weet, Here, dat U vir ons in U woord ook duidelik gesê het dat ons liggame 'n tempel van die Heilige Gees is. En ek sê dankie dat U daardeur vir ons beloof dat U vir ons sal help om ons gesondheid op te pas. Ek bid nou dat U hand van seën oor elkeen sal wees wat vanoggend hier bymekaar gekom het. En ons vra dit in Jesus naam alleen.
Amen.